Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Ja, en ek hoop dit gaan goed met jou en dat jy 'n mooi naweek mag hê. Ons lees uit Jesaja 24 vanoggend. Kyk, die Here gaan die land kaal stroop en dit verniel. Hy gaan sy oppervlakte skend, sy inwoners uitmekaar jaag. Dit sal met priesters gaan soos met die volk, met hulle eienaars soos met slawe, met hulle eienaresse soos met slavinne, met verkopers soos met kopers, met leners soos met uitleners, met skuldenaars soos met geldskieters. Die land word heeltemal kaal gestroop, volledig geplunder. Ja, die Here, hy het hierdie uitspraak gemaak. Die aarde verdroog, dit verskrompel. Die bewoonde wêreld kwyn weg, dit verskrompel. Die vername mense van die aarde kwyn weg. Die aarde lê besoedel onder sy inwoners. Hulle het wette oortree, vaste voorskrifte die rug toegekeer, 'n ewige verbond verbreek. Daarom verteer 'n vloek die aarde en boet die wat daarop woon. Daarom word die bewoners van die aarde minder en bly daar weinig sterflinge oor. Die nuwe wyn het opgeraak, wingerde kwyn weg. Almal wat vrolik van hart was sug. Die vreugde van die tamboerijn het opgehou. Die gejoel van uitgelate mense het tot 'n einde gekom. Die vreugde van die lier het opgehou. Geen lied meer wanneer wyn gedrink word nie. Sterk drank is bitter vir wie dit drink. Die leë stad lê verbreek. Elke huis geslote, ontoeganklik. Daar is 'n gejammer oor wyn in die strate. Alle blydskap het weggesink. Verban is die vreugde van die land. Wat in die stad oor is 'n skrikbeeld. Tot die mirasie is die stadspoort verpletter. Ja, so sal dit midde in die land wees. Tussen die volke wees. Soos met die afslaan van olywe, soos met oesreste as die druiweoes verby is. Dit is hulle wat hardop sal jubel oor die verhewendheid van die Here, oor die uitroep uit die weste. Daarom vereer die Here in die land van die môrelig. Vereer in die eilande van die weste die naam van die Here, die God van Israel. Van die uithoeke van die aarde af hoor ons liedere, 'n sieraad vir die regverdige. Maar ek sê, dit is klaar met my. Dit is klaar met my. Wee my. Verraderlike mense is ontrou. Verraderlike mense pleeg verraad. Verskrikking, 'n vanggat. 'n vanggat wag op julle, bewoners van die aarde. Wie vlug vir die geluid van verskrikking, val in die vanggat. Wie uitklim uit die vanggat, word gevang in die vangnet. Want vensters in die hemel is oopgemaak. Die fonteine van die aarde bewe. Al krakende bars die aarde uitmekaar. Al waggelende wankel die aarde. Steigerende slinger die aarde heen en weer. Onvas steier die aarde soos 'n dronke. Ruk heen en weer soos 'n takskerm. Sy oortreding rus swaar op hom. Hy val en staan nie weer op nie. Op daardie dag sal die Here afreken in die hemel met die hemelliggame, op die aarde met die konings van die aarde. Hulle sal bijeengebring word vir opsluiting as gevangenes in 'n put, toegesluit in 'n kerker. Na 'n lang tyd sal met hulle afgereken word. Die volmaan sal verleë wees. Die helder son sal beskaamd staan, want die Here heers oor alle magte, regeer op die berg Sion en in Jerusalem, en voor sy oudstes in heerlikheid. Vriende, ons lees so ver, dit is hoofstuk 24. Ongelooflike beeld dat die Here oordeel oor die aarde en almal wat daarop is, en hierdie hele beeld van die aarde wat bewe en jy weet wat steier, as jy nou dink, ek ry party aande daar van Escort af terug Wenen toe, dan loop hierdie dronk ouens so slingerend oor die pad. Dis die beeld wat hy gebruik van 'n dronke, dis hoe die aarde gaan wees. Ons hoor ook dat al die vreugde verdwyn.
Al die vreugde oproepe gaan weg wees. Daar gaan nie meer wyn wees vir hulle om te drink nie. En dan teenoor dit, hoor ons mense wat jubel in die Here. Mense wat met liere musiek maak en die Here vereer. As ons nou 'n sprong maak na ons tyd toe. Want baie van hierdie beelde kry mens eintlik maar in Openbaring ook. Dan wonder ek nou oor die eindoordeel. Is dit iets wat vir jou verskrikking inhou? Iets waarvoor jy bang is? Of is dit iets waaroor jy saam met die ander gelowiges wil juig en jubel in die Here en wil sing? Ek dink dit is 'n belangrike vraag wat ek en jy vir onsself moet afvra in hierdie dag. Amen. Here almagtige God, ja baie dankie ook vir hierdie teks. Dankie dat ons hier mag lees en mag leer. En ja Here, ons bid dat U ons sal dra, dat U ons sal help om aan U vas te hou. En ook soos die kerk te mag bid, Maranatha, kom Here Jesus, ja kom gou. En dat ons uitsien na die verlossing wat U oordeel bring. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag U regtig 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.